Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie. Jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik. Besoek net die webwerf hierso onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. Ek sit soms so en dink bietjie oor die reeks wat ons die afgelope 5 weke gedoen het, The Power of Five, wat ons teruggevat het na die wortels van ons gereformeerde teologie toe. Nie as nog 5 reëls nie as nog bagasie op ons rug nie, maar as iets wat ons geloof organiseer uit 'n klomp chaos in ons lewens, iets wat dit maklik maak, dat ander Jesus kan sien. Daar's mos maar iets aan die manier waarop 'n storie werk. Jy begin aan die begin, jy dink jy weet waarheen dit gaan, maar dan draai dit terug. En jy ontdek dat die einde eintlik 'n begin is. Dis hoe die evangelie werk, dis hoe God werk, dis hoe die 5 solas klink, nie soos 5 stellings nie, maar soos 5 klanke van een groot simfonie, 5 maniere waarop God fluister. Dis altyd ek, dis altyd genade, dis altyd Jesus, 5 maniere, wat as ons dit ontdek en ons lewens daarmee organiseer, gee dit hoop vir 'n wêreld waarin ons leef, en gee dit ruimte vir saamspeel. So wat van sola scriptura, slegs die Bybel, die storie wat jou lees. Ons het vergeet dat die Bybel nie by moraliteit begin nie, maar by die skepping. Nie oor skuld nie, maar oor lig, nie oor hoe om reg te leef nie, maar oor hoe om voluit mens te wees. Wanneer jy die Bybel oopmaak, begin jy nie by 'n reël nie, jy stap binne in 'n storie waar God nog altyd besig is. En daardie storie lees jou terug, dit hou jou vas, dit vorm jou, dit herinner jou. Jy is deel van iets groters. Psalm 119 sê, U woord is 'n lamp vir my voet. Nie 'n flitslig wat alles wys nie, net genoeg lig vir die volgende tree. Dis hoe geloof werk. Een stap, een ligstraal, een verhaal op 'n slag. En wat van sola gratia, slegs genade? Alles is genade. As jy diep asemhaal, dis genade. As jy vandag leef, dis genade. As jy lief het, vergewe, hoop, droom, dis genade. Nie iets wat jy verdien nie, iets wat jy ontvang. Genade is die manier waarop die heelal loop, die ruimte self, deur God gevul met teenwoordigheid. Efesiërs 2 sê, deur genade is jy gered. Maar jy hoor dit verkeerd as jy dink, gered beteken weg van die hel. Dis eintlik heel gemaak. Genade is God wat jou heel maak, oor en oor, tot jy weer asemhaal, as beeld van God. En dan het ons sola fide, slegs geloof as vertroue. Geloof is nie sekerheid nie, dis nie om te vertrou, selfs al is jy onseker, om te loop, selfs al as jy nie die pad sien nie. Abraham het net gehoor, gaan, en hy het gegaan. Nie omdat hy geweet het nie, maar omdat hy geglo het. Ons het geloof iets gemaak wat jy net moet glo in jou kop, maar dis eintlik iets wat jy moet leef met jou hele hart, en met jou hele ganse lewe. Ja, dade wys presies wat jy glo. So al kan dade jou nooit red nie, wys dade presies wat jy glo. Geloof is die oop hand wat sê, ek weet nie hoe nie, maar ek vertrou U. En elke asem wat sê, Here, ek behoort aan U. Dis mos 'n daad van geloof.
En dan is daar sola Christus, slegs Christus. Dis altyd Jesus. Jesus is wat God is, wanneer God mens word. As jy ooit gewonder het hoe God voel, kyk na Jesus. As jy nie weet hoe om lief te hê nie, kyk na Jesus. As jy dink, jy's alleen, luister. In hom hou alles saam, soos Kolossense 1:17 sê. Dis nie oor 'n dogma nie, dis oor 'n persoon, nie oor reg glo oor Christus nie, maar om saam met hom te leef. Dis Jesus wat jou leer om weer te sien, weer te voel, weer te wees. Dis Jesus wat alles herstel, en nie net mense nie, maar alles, die grond, die stad, die wêreld. En dan natuurlik soli Deo gloria, aan God kom toe al die heerlikheid, alles is vir hom. As dit in die woord begin deur genade loop, in geloof groei en in Christus lewe, dan kan dit net eindig in glorie. Romeine 11:36 sê, uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Dit beteken niks is buite sy hand nie. Selfs jou mislukkings kan sing van sy genade. Selfs jou pyn kan 'n gebed word. Selfs jou gewone maandag kan 'n altaar wees. Dis die punt van die solas, nie om 'n beter teologie te hê nie, maar om 'n dieper lewe te hê, 'n lewe waar alles, selfs die gewone, deel word van God se buitengewone storie. Die 5 solas sê nie, kyk hoe groot is ons geloof nie. Hulle sê, kyk hoe groot is God se liefde. Dit begin by sy woord, dit vloei deur sy genade, dit leef uit geloof, dit vind sy middelpunt in Christus. En dit eindig in glorie, elke asem, elke handeling, elke lewe wat sê, dis vir U, Here, en miskien, net miskien, is dit waar die nommer 1 netwerk vir jou lewe begin. Nie in 'n reëlboek of 'n struktuur nie, maar in 'n storie van genade wat jou naam ken, 'n storie wat jou roep om saam te leef in die ritme van God. Dis altyd in die Bybel, dis altyd Jesus, dis altyd genade, dis altyd geloof, dis altyd vir sy eer. Kom speel saam. Jesus wag vir jou en hy nooi jou. Kom. Dis gereed om weer te speel.